Ja, goeiemôre almal wat ek nog nie môre gesê het nie. Verskoon maar as daar 'n bietjie senuwees is, maar ek is tans in 'n program, ek het my program voltooi in die rehabilitasie sentrum in die ook. En ek sê altyd, dit moes al lank al gebeur het, maar dit is nooit te laat nie. So dit is vir my baie groot voorreg om môre voor julle te staan en te kan getuig. My hoofthema is wat God vir my al gedoen het en wat hy tans vir my doen en wat hy nog vir my gaan doen. Ek kan net in kort sê, bewys het ook aan soos the long walk to freedom, amper so iets. En ek kan in kort sê as baie regheid as ek praat en die lewe het my geleer om nie om pad te pad nie. En ek glo as ek begin praat gaan ek julle tot volgende jaar Woensdag besig hou. Maar in elk geval, ek sal dit maar net puntsgewys noem. Vir my belangrik is van wat was van niks na iemand. En ek gaan net in kort sê, ek het begin met geweld en geweld gesien en ek praat van buite, nie tydens my rehabilitasie nie. En ek het geëindig met geweld. Dis dinge wat ek gesien het, geervaar het. Ek was op die grens, ek was in die oorlog. Ek het my land bedelig op daai stadium en ek was 'n plig om my saak en my mense om my en my land te verdedig en te beskerm. So ja, alhoewel ek baie glo aan die 10 gebooie, het ek baie afgewyk van die 10 gebooie, maar ek het my saak reggemaak met God, met begrafnisbriewe, wat ek seer gemaak het, leed ongedoen het en is vir my baie hartseer oor wat gebeur het daar buite. Ek kan dit net noem dat ek was in die duister, ek was in die hel, ek was in die gutters, maar ek het God gevind en ek glo hy het my op 'n sagte plek kom neersit. Ek is 'n persoon wat as ek koop iets, dan raak die beeld daarin uit. Ek is regtig 'n volwaardige adventis. Ek glo wat ons praat, wat ons sê en maar my lewe het bepaald gery as gevolg van wat ek gesien het. Ek kan ek kort net sê, ja, ek kom uit 'n NG huis uit, maar ek het nie daai leiding gehad as gevolg van geweld. Ek wil nie so in detail ingaan nie. Ek weet baie keer oor die nuus op die televisie, wat ek hoor die platscreens of oor het praat. Dis nou so 'n bietjie uit die samelewing uit gewees. So die sensitiewe kykers op luisteraars om dit tog nie luister en kyk nie. Maar in elk geval, so byt my pas in die seatbelts. Maar in elk geval, ja, geweld is deel van my lewe gewees, 'n baie groot deel, 80% daarvan. En dan, ek kan, excuse die van Afrikaans en Engels,
is dat then you come to your senses. So, daar is persone wat in my lewe 'n rol gespeel het. 'n Groot rol, ek sal 'n bietjie uitrol. As ek praat van die duister en die hel, is dit regtig erg. Soos ek sê, ek wil nie te in detail ingaan nie, dit is baie sensitief. Dit gaan maar basies oor moord en doodslag. So, en ek het verval in 'n siekte alkoholisme. So, ek het dit erken en maar hier waar voor staan is ek 'n ex-alkoholist. En ek het God begin verantwoordelik neem vir dood. Ek het geglo God vat mense waarvoor ek lief is, vat hy weg. En ek het hom begin challenge. En op 'n stadium het ek hom gesê dat as jy dan God is, want ek het begin teen hom werk. Ek het hom basies aangevat. En as jy dan God is, stuur vir my iemand. Want almal waarvoor ek lief is, vat jy weg. En het ek rok gekoester en haat en ek is regtig, ek weet ek 'n rol, maar ek kan nie in detail aangaan nie, want dit is baie erg. Dat was 'n lang proses en wat gebeur het is, ek het was een ander was net na my moeder se dood, want ek het daar opgepas en was baie lief daar. En so op my sissies en almal weg. Maar agpaal het ek toe op 'n korrel het ek baie te keer gegaan, goed is gebreek, alles uit mekaar het geslaan en alles. En Renai Winter het oor die muur geloop, julle ken Renai die wat Renai ken, oor die muur geloop, my gepraat wat gaan aan. En van daar af het, ek wou nie so toe gaan nie, uitgenooi dat ek net daar moet kom tee drink. Op daai stadium was ek gewond aan tee nie. Was nie my kap op tee nie. So ek was nie lus om te gaan nie. Wat sukkel die planne met my om hier myne oor 'n muur te loer. So, maar op 'n stadium na 3 weke het ek was 'n biker met ek kan vir jouself dan maar agter te besluit. En in kort is toe ek besluit, ek sal net eendag sien toe gaan. Maar jy weet ons kontrakteurs, ek is 'n kontrakteur, ons het 'n boks agter die bike, maar daar was nooit spanners daar nie, was net borrel. So wat gelyk, altyd geklim, soos julle weet, in my tyd, die Romeitskarretjies, dat so met 'n klokkie gaan, oor die Romeits, en die borrels nog, hier kom ek. Ek kom, maar, en hy het my ingenooi, en van daar het die sagtheid gevoel. Iets het my net geraak. En ek het nie geweet, sy is 'n adventis nie. Maar sy het vir my 'n vraag gevra, want sy het gesien die wraak in my oë en ek meen, ek kom van die werk af. Ek is nog steeds maar 'n kontrakteur vir die Petros groep in die Bobo. Maar agter is sy het my gevra, hoekom dink ek is die land oor die wêreld in so 'n toestand. Ek dink inteendeel sy het my net getoets.
of ek nou gelowig is. In daai tyd was ek nie baie gelowig nie. Maar ek het dadelik maar gesien, het net uit na gekom, omdat ons nie 10 gebooie onderhou nie, punt op die toe. En van daar af het iets net my hart geraak, daai sagtheid, die innooi in die huis hoe ek gelyk het, hoe ek geryk het, hoe ek gelyk in pijlmaatskap en geryk het. So jy kan vir jouself dan die poststop waar dit was, en dan het ek nou eers gekeier, en dan is ek nou op pad, want ek begin eindelijk nogal op 'n motorfiets. Ek kan sê, ek het 'n pyp gehad, 4 het ek afgeskryf, en dan 1 staan, ek weet nie hoe dit werk, staan nou nog in Sipico, en hy het my gesê, motorbike nou weer in my jaar kom, ons gaan sê, Perukie daar. So hy staan nou nog daar. Maar in elk geval, wat ek net wil beklemtoon is dat waar ek was en waar ek nou is, en hoe God in my lewe ingekom het. Ek het jare se moeilikheid gegee, want ek het nog steeds geglo, God wat alles waarvoor ek lief is, wat hy weggekom. So ek het hom, soos ek sê, begin challenge. En hy het met my gewerk, het Elsa met gewerk, maar het hulle net grysware gegee. So, het was baie moeilik, en dan, alles het net my afhanklikheid het net verder gegaan, en ek onthou nog, hoe my moeder, toe hulle geleef het, my sissies gebid het, dat ek net moet regkom. Ek was maar aan die kandidaat, nog altyd. Alhoewel ek gepresteer het op laerskool, hoërskool, ek kan dit net doen, natuurlijk dan dink ek is nie so sleg soos ek al te sê. Ek het dan gepresteer in atletiek en rugby, en dan daai tyd beskryf werk, en hoërskool ook, rugby, atletiek, altyd weer op Victor, so, ek kon dit dan doen met rugby kruimwerk, en ek was in die bankwese, ek het gevorder tot menslike verhouding bestuurder, en maar dinge het net, want ek was in hotelle ingeboek, ek was deel van die implementeringsspan van APSA, deur Convention plaasgevind het. Dus ek een van 8 bestuurders in daai area wat geïmplementeer het vir APSA as besigheidsanalist. Ek het deur Volkskas, nog daai tyd Volkskas gestudeer, om dit te kan hê, en toe het ons saamgesmeld vir as Bank Ally Volkskas United. So ek was deel van die implementeringsspan suksesvol landwyd. Daar het ook 'n probleem gekom, want ek was van hotel tot hotel, wat ek ingeboek is. Ek het 'n kaart gehad, ek het alles gehad, goue skilbord, en dan is ek toe, ek het kontrak, weet, al die goed, was nie weer maar lang storie, wat ek net wil uithaal is dat God weet, as hy die konsel kan verander, hoe ek kan behandel het, kan ek bewys, is ek 'n bewys dat God leef. En ek het 'n paar net, ek wil nie julle te lang besig gaan nie, maar dit gaan vir my, ek sien myself as die gelykenis van die verlore seun. Dis net, ek wil net spesifiek net sê, ja, 18, ek net vir julle, ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en dan net sê, ekskuus, ek is nie so bereid
en alles sê, maar ek het hom, want hierdie seun van my was dood. En dit wil ek duidelik maak, want hierdie seun van my was dood, dus ek sien myself daar, en het weer lewendig geword. En die moment wat ek in die Here gekom het, ek sal nou sê hoe het ek lewendig geraak, en dan verder, en hy was verlore, en is gevind. En dan wil ek net hierdie, want het gaan presies oor die losbandige lewe, was dood en lewendig geword. So dit is wat gebeur, en hoekom ek sê God lewe is dat ek het want ek in die hospitaal beland, vanweer ek siek geword het, en van daar in rehabilitasie sentrum, en daar het ek werklik God gevind, want die rehabilitasie sentrum by Silente is ook gebaseer op 'n Christelike geestelike basis. So daar het ek regtig God gevind, en ek het regtig gesukkel eintlik in die opsig van, dit was net maar anders te hoe hulle werk in 'n Christelike geestel. En toe kom die rookstaking ook daar by ons. En dit was nou heel toevallig laat, ek het nie my bril daar gehad nie. En daar's Larissa, wat vir my die bril moet invul, en op het ek gehoor, sy is 'n Adventis, en ek is ook 'n Adventis, en sy ken. So ek is net hier om te getuig, wat God in my lewe gemaak het, wat hy tans doen, en wat hy nog gaan doen, laat hy van duister na lig gaan, en dat hy regtig 'n mens kan glo net in hom, stap saam met hom, en gaan deur die oorlog, voltooi die wedloop. En vandag kan ek hier voorstaan en getuig dat sonder God kon ek dit nie alleen doen nie, kon nie. Almal het my alreeds dood verklaar, toe hulle my opgetel het daar in die straat, die ambulans en alles in die staan, ek is gelukkig. Ek sê altyd daar hulle by Silente ook, ek kan nie aan iets dink waaroor ek ongelukkig moet wees nie. Want alles wat ek verloor het, het ek teruggekry. Ek het nog my kinders, en ek het my kleinkinders. Ek het my ondersteuning groep, wat so by my staan, en ek het vir julle, ek voel gelukkig hier, ek kry die liefde, ek is tussen my mense, ek is dankbaar, regtig, dat ek mense soos julle het, wat ek kan sien as 'n familie. Maar die grootste genade is dat God my verlos het van iets wat ek self nie gedink het, ek sal oorkom nie. Want daar buite was dit hel, I was running around the mulberry bush. It was soos 'n spiderweb wat ek nie kon uitkom nie. En hy het my put uitkom haal, en my op 'n slagplek kom neersit. So ja, ek is baie daar, om bedank, en dat soos leraar Werner en sy vrou, en dan almal, ken my almal so, sal name onthou en so, maar ek maak nou die 16e begon en Dinsdag. Ek is nog klaar met my program van 6 maande. Ek is trots op myself, waar ek gedink het ek myself sal dit nie maak nie. Dit was nie 'n maklike pad vir my nie. Ek het weer geleer, ek kan net van kort sê, ja, ek het goeie huisopvoeding gehad met dissipline en respek en reëls, maar alles gaan ten gronde
as jy eers verval in die kan ek sê, die aardse goed. Jy wil alles toets. Jy wil alles toets. So, as ek vir jong mense kan net sê, moenie gaan toets nie. Moenie toets nie. Dis wat ek verkeerd gedoen het. So, ek het vervang en maar weer opgestaan. En ek het weer reëls, dissipline en alles wat ek gedoen het in die wêreld. Ek het goeie rang gehad. Ek op 'n stadium was ek soos Billy the Kid en ek het hoog, daai rang het my ver gebring en alles. Maar ja, dit het my, ek het besef, God het my lief. Hy het my aardvoete gebring, hy het my gepitch, maar hy is nog steeds lief vir my en ek is baie lief vir hom nou. En ek glo hy leef en hy is daar vir my. So ek wil afsluit daarmee is dat God is liefde en ek wil die beeld van God uitdra. En al wat ek dit kan doen is, ek wil nie mense beïndruk nie. Dis nie wat ek wil doen nie. Hulle moet aan my body language sien. Nie wat sou ek vir hulle. Ek weet verbyt. As ek nou teruggaan en ek passeer uit, ek praat op Ami nie, maar in elk geval gaan nie glo wat hulle sien. En al wat ek weet nou, ek weet my sponsor en om my supportgroep en my ondersteuningsmense werk daaraan, want ons word ook geleer ou vriende, ou plekke, haal jy die situasie uit. As ons ontsettende goedjies wat ons nou moet versigtig wees. So ek weet hulle gaan bly wees om my te sien, maar ek is gereed om te sê nee. Ek is gereed om te sê ek is 'n ex-alkoholist en ek is gerehabiliteer. Nou werk ek goed. En ek gaan getuienis daar buite gee oor wat hy vir my gedoen het, wat hy tans doen en wat hy nog gaan doen. Ek het werk daar buite, ek het 'n dak oor my kop, ek het 'n goeie ondersteuningsgroep, maar ek gaan hoe sê beside my, die werk wat ek doen is, ek spesialiseer in deels, is dat gaan ek vir God werk, net deur om my getuienis te lewer in hierdie aspekte. En ek sê net dankie en ek sluit af. Dankie vir julle liefde, ondersteuning om my te aanvaar, soos ek was en ek is nou. En ek wil net gewoon juig en vrolik wees, man God se weer. En vir een keer in my lewe blink my oë weer. En ek kan julle in die oë kyk, maar baie dankie. Dankie julle my kans gee, dankie julle. Hoe kry ek nou die ding af? Dis nou dinge